Vandag wil ek na 'n opsomming kyk van alles wat ons tot nou toe geleer het oor 'n reguit lyn, en dan wil ek ook graag kyk hoe 'n mens die vergelyking van 'n reguit lyn kan bepaal. So kom ons begin met ons opsomming. Soos jy sien het ek reeds 4 assestelsels hier, en ek het geskryf stygend, dalend, horisontaal en vertikaal. So 'n stygende lyn is altyd een wat opdraande gaan, soos daardie of soos hierdie. Hy is besig, as jy hier aan die linkerkant staan, dan beweeg hy op. En ek weet dat sy vergelyking gaan wees, y is gelyk aan mx plus c. Ek weet dat c die y-afsnit is. Okay, onthou nou weer, afsnit beteken waar gaan ek deur 'n as, en dat m die helling is. En ek kan altyd die helling bereken deur die verskil in y-waardes van 2 punte te vat en dit te deel deur die verskil in x-waardes. Nou vir 'n stygende lyn is my helling altyd positief. So ek gaan dit sommer hier in rooi skryf langs stygend. Die helling is groter as 0, want enige iets wat groter as 0 is mos positief. Vir 'n dalende lyn is die grafiek besig om afdraande te stap, soos daardie 2, en hy het nog steeds 'n vergelyking, y is gelyk aan mx plus c. C is nog steeds die y-afsnit, daar waar ek deur die y-as gaan. So dit is die y-afsnit. M is nog steeds die helling, maar hierdie slag is die helling negatief. So, as ek 'n dalende grafiek sien, een wat afdraande gaan, dan beteken dit die helling gaan negatief wees. So, ons werk ook die helling nog steeds, maar ons werk altyd die helling met hierdie formule uit. Goed, dan 'n horisontale lyn is nou 'n lyn wat so ewewydig met die x-as gaan, en sy helling is gelyk aan 0. Want hy beweeg nie op of af nie. En sy vergelyking gaan net wees, y is gelyk aan 'n getal. Want kyk, hierdie lyn wat ewewydig aan die x-as is, gaan ernstig deur die y-as gaan, en daardie getalletjie, dit is die vergelyking vir 'n horisontale lyn. Dan het ons ook gekyk na vertikale lyne, en vir 'n vertikale lyn was die helling ongedefinieerd. Want dit het beteken dat ek deur 0 sou deel. En ons het gesien dat die vergelyking van 'n vertikale lyn altyd net x is gelyk aan 'n getal sal wees. So, x is gelyk aan 'n getal. So, jy moet hierdie mooi verstaan, jy moet dit mooi leer, sodat jy presies weet wat jy doen, wanneer ons nou kyk hoe om die vergelyking van 'n lyn te bepaal. So, stygend, lyn is opdraande, dalend, lyn is afdraande, helling is positief, helling is negatief. Horisontaal, altyd y gelyk aan 'n getal, en vertikaal, altyd x gelyk aan 'n getal. So kom ons kyk na die eerste vraag. Dit sê, bepaal die vergelykings van die reguit lyne. Nou ek het 2 reguit lyne hier geteken, en ek het hulle sommer F en G gaan noem. So wat ek nou gaan doen, is hierdie F enetjie gaan ek nou net in rooi maak, sodat julle almal sien met watter een werk ek nou. Ek werk met die F-grafiek. Onthou toe ons funksienotasie gedoen het, ons kan ons verskillende funksies name gee. So, daar het ek 'n F reguit lyn. Hy gaan
deur 2 punte. Hy gaan deur hierdie punt, waarvan die koördinate 0 en 2 is, en dan gaan hy ook deur hierdie punt op die x-as, so die koördinate daar is -2 en 0. En as ek kyk, dis 'n stygende grafiek. Ek weet, hy gaan wees y is gelyk aan mx plus c. Ek weet my antwoord vir die helling gaan positief wees, so ek kan die helling uitwerk met hierdie 2 punte. En kom ons doen dit gou. My helling is die verskil in y-waardes gedeel deur die verskil in x-waardes. En dit maak nie saak watter een ek kies as x1, y1 en x2, y2 nie. So, dan is dit nou maar net invervang. So, y2 het ek nou hierdie een gekies. Dit is 2. y1 is dan 0. x2 is 0. x1 is -2, so ek kry -2, wat dus eintlik maar +2 is. So hierdie is 2 gedeel deur 2 en dit is 1. Dan weet ek, my grafiek is, y is gelyk aan 1x plus c. Daai 1 kom nou van die helling af. Onthou, die grafiek is altyd y is gelyk aan die helling x plus c. En as ek het y is gelyk aan 1x plus c, kan ek die waarde van c kry. Wel, julle weet dat hierdie c was altyd my y-afsnit. En hulle het vir my gesê dat hierdie lyn deur 2 gaan op die y-as. Daarom weet ek dat c gelyk aan 2 is. En dus sal die vergelyking wees, y is gelyk aan x plus 2. Goed, ek wil hom ook op 'n ander manier doen. Al die verskillende maniere is reg, maar ek wil net hê julle moet sien dat daar ook ander moontlikhede is. Nog steeds na f kyk. Ek kon begin deur te sê y is gelyk aan mx plus c, want dit is 'n stygende reguit lyn daar. En dan kan ek begin deur te sê, maar ek kan c aflees. C is waar hy deur die y-as gaan, en dit is by 2. So, die vergelyking gaan eintlik wees mx plus 2. En dan altyd, wanneer jy net een onbekende het, net my m is onbekend. As ek besig is met funksies, kan ek nie my x en my y as onbekendes beskou nie, want dit is die koördinate van 'n punt op die reguit lyn. So, as ek 'n punt op die reguit lyn het, wat ek in hierdie x en y kan vervang, kan ek m ook so uitwerk. So, kom ons kyk daarna. Nou, ek ken 2 punte, ek ken daardie punt, die punt 0,2. Maar ek het hom reeds gebruik, want dis waar daai 2 vandaan kom. Die ander punt wat ek ken, is die punt -2, 0. En nou moet jy net onthou, x is altyd die eerste een, en y is die tweede een. So, in die plek van my y, wat ek hier in die vergelyking het, gaan ek my 0 skryf, dan is dit m mal -2, want x is -2, plus 2. Hierdie is -2m, as ek het ander kant toe vat, dan kry ek plus 2m, is gelyk aan 2, deel deur 2 reg deur, en m is gelyk aan 1. Kan jy sien, ek kry presies dieselfde antwoord. M is 1, so daar kan ek 'n 1 in die m se plek sit. Dit is egter nie nodig om daar die 1 te sit nie, want ons weet, as daar niks voor die x is nie, dan is daar eintlik 'n 1. Goed, so daar's 2 verskillende maniere om die reguit lyn te kry. Nou gaan ek na die g-funksie toe. Dit is die een wat
hier loop. Hy is 'n horisontale reguit lyn uit tog G. Ek kan maar hierdie geskryf ook so bietjie uitvee as hy. Vir G het ek 'n horisontale reguit lyn. Nou, hoe lyk die vergelyking vir 'n horisontale lyn? Dit is altyd dit is altyd y is gelyk aan 'n getal, want jy kan sien al die y-koördinate op hierdie lyn gaan 2 wees. So dit moet wees y is gelyk aan 'n getal, en daardie getal gaan 2 wees, omdat die lyn deur 2 gaan. Daarom gaan dit wees, y is gelyk aan 2. Goed, kom ons kyk na die volgende een. Hier het ek net een lyn, bepaal die vergelyking van die reguit lyn weer eens. Dis 'n dalende lyn, hy is besig om afdraande te loop as jy van die linkerkant af kyk. So, hy gaan 'n vergelyking hê, y is gelyk aan mx plus c, en ons verwag dat die helling negatief moet wees, omdat dit 'n dalende lyn is. Hierdie slag is daar nie, ek weet nie wat c is nie, want ek is nie die y-afsnit gegee nie. So, ek het net een pad om hierdie een te doen. Ek sal moet sê, die helling is gelyk aan y2 minus y1 op x2 minus x1. y2, wel, kom ons kies. Kom ons maak dit x1 en y1, en dan gaan hierdie een wees x2 en y2. So, y2 is 1, minus en y1 is minus 3. En onder die lyn het ek x2 wat minus 2 is, minus x1 wat 1 is, so hierdie gee vir my 1 plus 3 wat 4 is, en hier het ek minus 2 minus 1 wat minus 3 is. So, nou weet ek, die lyn is gelyk aan 4 op minus 3 of minus 4 op 3. Dit maak ons nie saak waar ons daai minus sit nie. Hy kan vir die hele breek dien, of vir die 4 of vir die 3. Ek is nog besig om die vergelyking neer te skryf. Y is gelyk aan mx plus c. En nou het ek weer eens net een onbekende, dit is c. Ek beskou nie x en y as onbekendes nie, want hulle is die koördinate van punte op die lyn. So, as ek enige punt op die lyn vat en hier in x en y sit, dan kan ek vir c uitwerk. So, ons kan maar kies, maar ek gaan nou kies hierdie ene, min 2, 1. So, in my x se plek moet ek 'n min 2 sit, in my y se plek moet ek 1 sit, daar. So, 1 is gelyk aan minus 4 op 3, en in die x se plek het ek mal minus 2 plus c. Nou, hierdie is nou 8 op 3, as ek het ander kant toe vat, dan gaan dit minus 8 op 3 wees, is gelyk aan c. So, 1 minus 8 gedeel deur 3, ek werk dit net gou met my sakrekenaartjie uit, is minus 5 op 3. En dus kan ek sê, my reguit lyn, onthou daar het ek my reguit lyn, en ek weet nou wat c is, so ek kan dit daar gaan invervang, en ek kry y is gelyk aan minus 4 op 3x minus 5 op 3. Let net op, my helling is negatief soos ek verwag het, my y-afsnit is ook negatief soos ek van die grafiek kan sien.
Vir ons laaste voorbeeld het ons weer 2 lyne. Die lyn F wat 'n vertikale lyn is, kom ons doen hom eerste. En ek gaan hom net so bietjie rooi maak, sodat julle kan weet ek werk nou met daardie vertikale lyn. Hoe lyk die vergelyking vir 'n vertikale lyn? Altyd x gelyk aan 'n getal. So is x gelyk aan 'n getal. Jy kan maar skryf x gelyk aan k of x gelyk aan c, enige letter, maar ek gaan maar sommer skryf in woorde, x is gelyk aan 'n getal. Nou moet ek weet, waar gaan hierdie lyn deur die x-as? En dis nie vir my gegee hier by die as nie. Maar daardie punt 2,3 is ook op daardie vertikale lyn. Dit beteken, x gaan ook 2 wees hier, want kyk, as jy van daar af reguit na die x-as toe stap, dan moet jy 2 kry. So dit sal wees x is gelyk aan 2, en dit is klaar. Nou vir G, kom ek vir hierdie uit. Ons kyk nou na G, is hier die blou lyn, daar sy, blou wys nie, hy is baie mooi daar nie. Dit is 'n reguit lyn, hy is stygend. So dit gaan wees, y is gelyk aan mx plus c. Nou, wat baie mense vang, is, waar is die tweede punt? Ek het daardie punt wat op die grafiek is, die punt 2,3, maar waar is die tweede punt? Want niks anders is neergeskryf nie. Nou, die lyn gaan ook deur die oorsprong, en ons ken die koördinate van die oorsprong, dit is 0, 0. So, ek ken eintlik die y-afsnit wat 0 is, so ek kan maar skryf dat dit net mx is, want die plus 0 maak geen verskil nie. Ek gaan dit sommer weer uitvee. Nou sê, ons y gaan net mx wees, en as jy m wil uitwerk, kan jy of die helling formule gaan gebruik, in 3 minus 0 gedeel deur 2 minus 0. Ek kan sommer sien, dis 3 eenhede af, en 2 eenhede na links, so ek weet die helling is 3 op 2, maar jy kan maar daar die punt in vervang, dis miskien die veiligste. Kyk, ons soek enige punt wat op die lyn lê. Hulle het net vir ons die punt 2,3 gegee, so in die x se plek gaan ek 'n 2 skryf, en in die y se plek gaan ek 3 skryf. So hierdie is 2m, om m alleen te kry, moet ek maar net deur 2 deel, so m is 3 op 2, en dan is die vergelyking, y is gelyk aan mx plus 0, wat ons nie nodig het om neer te skryf nie. Goed, dit is hoe mens die vergelyking van 'n lyn bepaal.